So I want you to get a coin. You must have a coin. So you can put your coin on the table. The Holy Spirit spoke to me. I believe it's the Spirit, want ek glo ek hoor net van die Here. Ek het nie ander stemme wat in my praat nie. Ek het nie ander geeste nie. Vreemde, familiêre geeste nie. Ek weet ek hoor van die Here. So in die afgelope tyd is daar sekere dinge wat die Here in die bediening inbou, maar dit begin altyd by my. It also always starts by us, where God is doing something. And while I was busy with the word, the Lord told me, go and speak it about my spirit that changes the hearts of people radically. En as baie wat jy kan sê en baie wat jy kan doen. Maar ek weet vandag het ek weer eens 'n woord. En dat die woord van die Here regtig in jou ingesaai sal word en by jou 'n radikale swaai sal bring. I know that. So while I was meditating the word on Zechariah the 3rd chapter, gedeelte wat julle baie goed ken van die hoëpriester wat voor die Here verskyn het. Het die Here met my gepraat oor die begrip wat ek moet hê en wat jy moet hê oor die werk wat hy gedoen het en wat afgehandel is. Want ons kan so maklik die woord van die Here deurmekaar krap. Nou ek weet ek is besig met openbaring, maar ek is ook nie besig met openbaring soos in openbaring nie, maar met openbaring. So I am busy with revelation, about the revelation, on the revelation, with revelation, and in revelation, about revelation. So you never know which way the revelation comes. The importance to me is to understand the impartation of the Spirit at any given moment. And I spoke about it last Sunday, where I live in the Strand. It's always so interesting to watch the wind change, especially where I live now, because I can immediately feel the change of the wind, the direction. It could blow from the east or northeast or northwest or southeast or south or west. En dit kan in een oomblik, net so, kan dit verander. Jy het die swaai dadelik, dan kom jy agter, nou waai hy van St. Laurie se kant af. Nou waai hy daar van Gordons Bay se kant af. Nou waai hy daar van Kaappunt af. En in een dag kan die wind 'n paar keer verander. En dis in daai tyd wat die Heilige Gees my praat om my te sê, jy moet in hierdie tyd waarin jy leef baie sensitief wees vir die verandering van rigting in die wind van my gees. Want my gees baie waar hy wil. Hy kom soos hy wil. Jy sal nooit kan bepaal wanneer verander die atmosfeer nie. You have to be sensitive for the change of the atmosphere. So I'm very sensitive, I believe, for what God is doing now. And so this morning I want to talk to you about the coin. And you have a coin in front of you. And the Holy Spirit told me to title my message, Flip the Coin. So I want you to flip the coin. And when you flip the coin, it's always heads or tails. What do you want? Heads or tails? So when you flip the coin, is it heads or is it tails? Well, you'll only see when you put it down.
But before I carry on with the message, I want you to take a coin and turn it on to tails. Up. Tails. In Zechariah chapter 3 verse 1 to 2, the word of the Lord declares, in die engel het Yeshua, die hoëpriester, vir my gewys. Hy het hom vir my gewys. Hy het voor die engel van die Here gestaan. Satan het regs van die engel gestaan, besig om Josua van baie dinge aan te kla. Yeah, I want you to get the picture of the courtroom of heaven. I want you to understand that God's chosen ones, who are us, every person chosen before the foundation of this world, by the grace of God, saved by grace, are not defined by the accusations against you. Jy word nie gedefinieer vanmôre deur die aanklagte teen jou nie, want Josua, terwyl hy daar staan, is die Satan aan sy regterkant besig om hom aan te kla, of gereed te staan om aan te kla. But you are defined by adoption. Say, I'm defined not by accusation, but by adoption. Ons is brandhoute wat uitgepluk is uit die vuur uit. Bonatuurlik gegryp. You are redeemed, you are clothed, and you are commissioned. You are redeemed, you are clothed, and you are commissioned by the relentless love of God your Father. So while you have this vision, I want you to close your eyes. Just for a moment, close your eyes and picture the courtroom. Just picture the courtroom, not on earth, but in heaven. See the judge, who is God himself. I want you to close your eyes and vision this. You can do anything later. Maak toe jou oë, asseblief, ek vra jou. Close your eyes. See yourself standing in heaven, before the throne of God. There's the courtroom. Not on earth, but in heaven. On the throne is the judge. The books are opened. The angels stand as witnesses. And there stands Joshua, the high priest, trembling. His garments filthy. His record full of stains. See him standing there. At the right hand stands the accuser, Satan, with a voice that knows every failure, every fall, every weakness. He points and shouts, unworthy, disqualified, guilty. But before Joshua can answer or even open his mouth in defense, the Lord himself rises and declares, the Lord rebuke you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this a brand plucked from the fire? And right there before your eyes, in that moment, heaven's verdict overruled hell's accusation. Right there. Die punt is dat God het Jerusalem verkies. God, who has chosen Jerusalem,
does the rebuking, not Joshua, not a man, not anybody else. God doen dit persoonlik, terwyl hy daar staan, en nog voor hy sy mond kan oopmaak. En ek wil hê jy met jouself in daai selfde posisie sien, voor jy jou mond kan oopmaak, teen enige aanklag wat teen jou gespreek word, staan God op en bestraf jou aanklaer in een oomblik, en in een oomblik word jy vrygemaak en word jy losgemaak van alles. God's defense of you is not built on your record. God's defense of you is built on His choice, not yours. Nie jou keuse nie, maar God se keuse. Terwyl Satan Josua wil aankla op grond van wat hy was, sê God nee. I chose him to be who I saw him to be. That's why, no matter what the sin of Joshua, the garments were real, but the guilt was invisible. Jou klere mag vuil wees vanmôre, maar jou skuld voor God is onsigbaar. Just imagine, you sit here with all the failures, all the weaknesses, you know about them. Niemand het nodig om vir jou te vertel wat jy verkeerd doen, of wat jy verkeerd gedoen het, of wat die vlekke is wat op jou klere is, terwyl ek en jy hier sit nie. Maar God sien nie jou vlekke nie, God sien dit wat hy bewerkstellig het, en wanneer God na jou kyk, dan sien hy die onsigbare, hy sien net dit wat hy bewerkstel het. There is no visibility of your guilt, or your sin, or your iniquity, or your failure, or your weakness. You stand before God redeemed. This is the mystery of grace. God's election overrides every disqualification. Wat diskwalifiseer jou vanmôre in die teenwoordigheid van God? As ek en jy nou moet instap voor hy selfde troon, en ons is daar, en wat hy sê, jy sit saam met my in hemelse plekke, wat gee jou die reg om in hemelse plekke saam met hom te sit? Want jy weet wat jy dink, jy weet wat jy ervaar, jy weet wat jy het in jouself, jy weet wat se onvergewensgesindheid of bitterheid of swakheid, of goed, jy weet wat jy in die geheim doen. Niemand hoef dit vir jou of my te vertel, wat altyd hier aangaan nie. Jy raak soms geskok oor die denkpatrone wat jy het, en jy sê, Here, waar kom dit vandaan? Here, waar kom dit vandaan? Hoe kan ek nog ooit eers aan so iets gedink het? Of hoe kan dit in my hart opkom? Maar ten spyte van al daai dinge kom die Here en hy sê, ek het jou gekies. Nou, dink weer aan daai regter in die hofsaal. Dink as jy in 'n natuurlike hof inkom en daar staan jy. En skielik staan die regter van die regbank af op. En jy staan in die beskuldigde bank en jou aanklaer is hier om jou aan te kla vir alles wat jy verkeerd gedoen het. En hy vat sy kleed, sy regterskleed, en hy trek hom uit. En hy loop oor na jou toe wat in die beskuldigde bank staan. En hy kom hang hom oor jou. En hy sê vir jou, I will take your sentence and you will take my righteousness. Is that what the judge did to you? Is that what God the Father did to your life? That He came when we were guilty and we were caught up, closed up in the Spirit, never ever thinking of God, that He steps forward and He says, I become your righteousness. Kom sit jy op die regbank, dan sal ek in die beskuldigde bank staan. That's where Joshua find himself. That's what God came to do through Jesus Christ pouring out His Spirit. And in Zechariah, it was a prophetic picture. As jy Sagaria lees, is dit 'n profetiese beeld en uitbeelding wat gebeur het, wat waarlik voor die troon van God gebeur het. But in Christ, it became a fulfilled reality. In Christ, it's not just a prophetic action, it's a fulfilled reality.
Zechariah saw in a vision, but Paul comes and explains it in a revelation. And I want you to understand the two. Zechariah saw everything playing off in a vision, wat met die hoëpriester gebeur. Maar in Paulus, wanneer hy kom, dan draai hy daai hele ding om. He flips the coin. Paul comes and he flips the coin. So let's jump to Romans chapter 8. Romeine die 8ste hoofstuk, dan sien jy die ander kant van die muntstuk. Because in Romans chapter 8, the courtroom continues. Hier is die hofsaal in die Ou Testament in Sagaria en hy sien 'n visie van hoe die sonde lyk en hoe die persoon lyk, hoe skuldig jy is. Maar in Romeine die 8ste hoofstuk, flip hy die coin en dan kom hy, dan sê Paulus that the verdict was already signed by the blood of Jesus Christ. Who shall they charge? Luister daarna, Romeine die 8ste hoofstuk, 31ste vers. Who shall they charge against us? If God is for us, who can be against us? Is God vir jou of teen jou? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Who shall bring any charge against God's elect? Can you see the difference in the courtroom? Here's a vision of what's playing off and how guilty you are. But then God steps in, rebukes your accuser, and then Paul comes in the New Testament and he shows you what happened. You cannot just build theology on one text. Jy kan nie net iets vat en sê, dis so, as dit nie in die Ou Testament uitgebeeld word en in die Nuwe Testament bevestig word nie, en as ons praat van die hofsaal van God, if we talk about the courts of heaven, here is something that proves to you that in the courts of heaven, people are set free, their lives are changed, their lives are transformed, and they are totally overcoming the enemy. Who's your accuser? Who is accusing you of your weaknesses? Who is accusing you of your failures? If God, it is God who justifies, not a man. It is God who is the one that does not condemn. He says, who is it that condemns? Wie is dit wat jou oordeel? Dit is Christus wat gesterf het. Ja, wat ook opgestaan het. Wie is dit? Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God die Vader is, wat ook vir ons intree. My Here en my God. Is dit jou en my verantwoordelikheid om die aanklaer te beskuldig of om hom te bestraf? No. In my case, I understand that it is God that steps in before you can open your mouth to defend yourself because of your filth and your failures and your sins and your iniquities. Before you can even open your mouth, then the Holy Spirit will be there to speak on your behalf. What an amazing word. God is faithful. It is Christ who died, yes, rather, who was raised, who is at the right hand of God and who intercedes for us. Where was the accuser? The accuser for Joshua was on the right hand of the throne. Dit staan daar in jou Bybel so. Aan die regterhand het hy gestaan, gereed om aan te kla. Dis die Ou Testament visie van wat die toestand van die mens is, die hoëpriester. Hier in die Nuwe Testament kom hy en Paulus skryf dit en Petrus sê dit, hy sê dit so mooi, hy sê dat hy het ons in Hebreërs sê konings en priesters van ons God gemaak. En as jy die teks reg gaan lees, dan praat hy nie nou net van konings, hy sê hy het ons 'n koninkryk.
Dit staan in Openbaring, 'n koninkryk, nie konings en priesters nie, want ons sal nog konings word. Jy's nie nou 'n koning nie. Mooi hoor. Hy is die koning van die konings. En wanneer die werk in jou voltooi is, en hy kom om jou te haal en jy's jou taak as afgehandel, dan sal jy eendag saam met hom as 'n koning regeer oor die nasies. Jy moet mooi die konteks verstaan van die woord. It's still something that needs to come, but now we are a called prophetic nation, prophesying, doing priestly work. Konings in 'n koninkryk, priesterlike koninkryk het hy ons gemaak. So jou verantwoordelikheid is om as 'n priester in te tree vir die mense wat nog gered moet word en jy moet hulle bedien. Dis waaroor dit gaan. Maar nou as jy daar staan in jou priesterlike amp en jy kan nie bedien nie want jy het vlekke op jou klere. Op jou kleed is daar nog vlekke as jy kan afkyk en jy sien na al jou swakhede nog steeds vandag. Ten spyte van die goed waarvan die vyand jou gedurig deur herinner en daarom kan ons nie altyd in die teenwoordigheid van God inkom vrylik nie, want ek onthou wat ek nou gedoen het. Ek onthou wat ek daarin aangedoen het. Ek onthou wat ek gesê het. Ek weet dit is deeglik bewus van my swakhede, maar hier is die bewys dat die Gees van God het iets anders te kom doen. He removed Satan from the right hand of the Father and he placed himself in that position as the high priest of all priests on this earth, and he stood there and he said, before you open your mouth, I will tell you, the Lord rebukes you because I have chosen your Jerusalem. Ek het hierdie mense gekies, hulle is my volk. Hy sê, julle is my kerk, julle is my liggaam. En as jy kyk en jy sien die nuwe Jerusalem daal neer vanuit Openbaring, and if you think you're not part of that new Jerusalem, go and read who is the Jerusalem. It is you. It is I. It is the church. It's the body. It's the body of Christ. It's the church. The ecclesia. The chosen ones. Hy sê, ek het self vir Joshua uitgekies. Joshua is a type of Jesus. He says, I have chosen you in me. There's no accusation. I've taken the filth of your clothes. I've taken. Paul describes it in the same scene as Zechariah. Only now, in the accuser's case, he is forever dismissed. Kan u die hemelse hof sien? Kan u verstaan? Kan u inkyk in die geesteswêreld en verstaan wat dit beteken, kind van die Here? Dat jy vrymoedigheid het om in te stap voor die genade troon. Daar's geen aanklaer in die genade hof nie, die hof van genade, the court of grace. I've taught you that, I've showed you from the word. Christ has shown us, there's no accuser before the throne of grace. Grace has come upon my life. When I go to the throne of grace, I stand there in the freedom that Christ has given me, and I speak and I ask the things of my Father. I walk into an intimate relationship with Jesus. I don't come in there worrying, waar's die duiwel om my aan te kla? Waarvoor vat hy my nou weer en waarvoor voel ek skuldig? That's why I have a relationship with God. That's why we have freedom to come into the presence of God. In the Old Testament, he's accused, but now he's justified. In the Old Testament, the garments are filthy, but now Christ himself has clothed us. As jy bekleed is met Christus, dan is daar niks wat die vyand jou voor kan aankla nie. Hou op om vir hom plek te maak en heeltyd jou kop oop te maak, sodat hy jou beskuldig en aankla van swakhede. Jy's nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie. He's a liar. The difference is, he's not accusing you in heaven, he's accusing you in your mind. That's why you need to be reminded, to be renewed in your mind daily. Dis die rede waarom hy sê, was jou met die woord. Want dit is die woord wat jou beklee, dis die woord wat jou vernuwe, dis die woord wat jou vry maak.
We are clothed in Christ. Joshua had an angel defending him. Lees dit. Die engel het gesê, dit en dat. En die engel het gesê, maar in hier waar ek en jy vandag is, het ek nie 'n engel nodig nie. I don't need an angel. Many people want to walk with angels and they want their angel and this angel. And I don't say there's anything that you don't need to go there. Go there if you want to go there. As jy dink jy het 'n engel nodig. Ek het nie die engel nodig nie. Ek het nie nodig om uit te vind wat is my engel se naam en wat is my dit en my engel wat my help en my engel wat my dit nie. Ek weet hulle is dienende geeste wat teenoor die geheiliges. I know they are spirits that support the righteous people that work in the spirit realm, but I don't need to go and find out to what's my angel or which angel or what angel, because there are many angels. I might just be connected to a demonic angel and then dan jy nou 'n ander probleem. Hier waar ek en jy is, I have Christ, Jesus, interceding for my weaknesses. En hy sê dit in Johannes, hy sê, as ek gesondig het, hy is meer as my swakheid. En al wat ek moet doen, ek moet net vir hom sê, help my. Ek het 'n helper, jy het 'n helper, wat sê ek is swak. Hy wil nie hê jy moet na hom toe kom met jou briljante brein nie. Jou slim storieetjies en jou idees wat jy het, hoe jy jou lewe wil uitwerk, nie kind van die Here. Dit werk nie so nie. Hy wil hê jy moet kom in jou swakheid, want het jy gehoor hy sê, in my swakheid, sê Paulus, word u krag volbring. Dis beteken nie, ek is pap en ellendig nie. Dit beteken dat ek is afhanklik van die Here. That's when the fire of the Holy Spirit comes to renew my mind and burn within me. That's the working of the Holy Spirit, changing my mindset and helping me to understand that life has changed. Where you and I are, we stand with Christ on the right hand, en sal ek nou daar voor die troon gaan staan met skuldgevoel? Wie kla my aan? Wie veroordeel my? Wie beskuldig my? Tell me, you tell me. Paul is asking the question in Romans 8. He's asking the question. Wie is dit wat my veroordeel? Christus wat vrymaak. Wie is dit wat my aankla? Christus is dit. Wie is dit wat dit? Christus is dit. Wie het vir jou gewerk? Christus het gewerk. So try and accuse me. Try and tell me. Show me my weaknesses. I don't have weaknesses because I'm clothed with Christ. I'm clothed with Him. I stand in Him. So imagine standing in the courtroom this morning, trembling. Hier bewe jy. Want as jy voor God kom, sy oë is 'n vuurvlam. Hy kyk deur jou. Hy weet alles van jou. Hy ken jou sit, jou opstaan. Hy weet van die hare wat van jou hoof afval. He knows everything. He knows where you come from. He even knows where. Imagine standing there. What are you trembling about this morning? What's the fear that you have? Wat's die vrees wat jy vanmôre het in sy teenwoordigheid? Jy wag. Wat's die uitslag? Wat gaan die hof sê? Here, wat gaan die vanmôre vir my sê? Waar het ek nou alweer geval? Want dis mos nou die hele ding. Waar het ek nou alweer geval? Waar het ek nou weer te min gebid? Hoekom het ek nie geluister toe jy met my gepraat het nie? Why did I make this choice? Now look what trouble that I have. This is your problem. You see, you caused the problem. Jy het mos dit gemaak. Dis nou wat hierdie innerlike goed by ons kom. Dit kom ons nou uit daarvan af. Jy's mos nou daar. Jy's mos nou daar. Kyk nou hierso wat het nou weer gebeur. Jy het alweer dit nie gemaak nie. En hier staan jy vanmôre en jy het gaan bid en jy het gegaan en ek glo baie van ons het waarskynlik daar gestaan en gesê, Here, ek weet nie of ek vanmôre U kan face nie. But the prosecutor presents his case. The evidence is clear against you. But then the judge bangs the hammer. Kwah! Op die tafel. En hy sê, case dismissed. If a case
in the court is dismissed against you, you can never again recall that case. As die regter jou vrygespreek het, is dit reg, Nelis? As die regter jou vrygespreek het van 'n aanklag, omdat daar geen bewyse was nie, sê hy die saak is uit die hof uitgegooi, kan jy nie met dieselfde storie weer 'n aanklag gaan indien nie. There is no basis for it. It was declared. I want to declare it this morning in the name of Jesus, that every accusation against you and everything that the enemy brought against you, the verdict was nullified on your behalf, and that is that he said, hy het dit verander, hy het dit omskep, en soos wat jy nou jou oë optel, wie sien jy? Jy sien jou advokaat, Jesus. My advocate, smiling, Joseph. You see the scars that I purchased on your behalf is your freedom. Look at the scars in my body. I'm your advocate. All these marks are the proof. I'll turn my back and show you my back. Kan jy die slae sien, die merke op my rug? Kan jy net hierso kyk by my gesig waar hulle my baard uitgepluk het vir jou? Sodat my gesig beskadig is. Kan jy sien hoe hulle my geslaan? Sien jy al die merke op my gesig? Elke merk wat jy kan sien. Every scar has saved you. But listen, this is not just something the word of God declares. Is this not the brand plucked from the fire? Is hierdie nie 'n brandhout wat uit die vuur uitgepluk is nie? God red nie net iets nie. God doesn't just save from something. He saves for something. Not from something just, but he saves for something. A brand plucked from the fire means you were almost consumed. Daai stuk hout as jy weer daar by die braaivuur sit en jy sien hoe hy amper uitgebrand is en skielik hier kom die hand van die Here en vat daai brandhout en pluk hom uit. Petrus sê dit so mooi, soos 'n brandhout wat gepluk is uit die vuur uit, so het die Here jou kom uitbrand. En daar kom nou weer Petrus in koppel met Sagaria. Daar Sagaria sê die engel van die Here bestraf jou. You are being plucked out. Now, here, Peter comes and he says, soos 'n brandhout, is hierdie dan nie een wat soos 'n brandhout uit die vuur uitgeruk is nie? You still bear the marks after you were nearly almost consumed. You still bear the marks of the flames upon your body and your spirit. But you've been rescued. You've been redeemed. You've been repurposed. You found a new life. You are not a casualty of the fire anymore, but you are a carrier of the fire. Laas week het ons gehoor, is nie net dat ek deur die vuur gekom het nie, en die vuur nou eintlik my moes verwoes en vernietig, want die vuur van die Heilige Gees maak my skoon en wek my op. En hoe heerlik is om te weet dat die kaf in my lewe uitgebrand is. God removed everything. Your scars are no longer the evidence of your failure. The scars that you bear on your body is the proof of your deliverance from the fire. I'm delivered. I'm full of the Spirit. I'm a new creation. The scars that I wear proves of the deliverance. What about your sin? What about the iniquity? What about the failure? What about everything that this world has placed upon your life and made scars? You remember every situation, but my scars
are the marks of my deliverance in Jesus. That's your testimony. Your scars are your testimony. Think of Shadrach, Meshach, and Abednego. They will walk through fire and came out not even smelling like smoke. Dink aan hulle. Hier's hulle binne die vuur, maar hy sê daar's 'n vierde een. Terwyl die koning sê, julle sal verdelg word en verswelg word deur die vlamme, dat daar niks van julle, selfs die ouens wat naby die oond gestaan het, kon nie die hitte vat nie. Maar toe hy so inkyk, toe sê hy, maar daar's dan 'n vierde een daar. Hy sê, jy sal deur die vuur gaan en dit sal jou nie skroei nie. Jy sal deur die water gaan, dit sal jou nie oorweldig nie. Niks sal met jou gebeur nie. Waarom? Want ek is jou God, en al gaan jy deur al hierdie goed. And I want to say to the church, no matter where you find yourself, you are free of guilt. The fire that was meant to destroy them revealed the fourth man walking with them. Die vuur van hierdie lewe, waardeur jy gaan, openbaar wie die vierde persoon is wat saam met jou loop. And I trust you know him, and I trust you understand who he is. And I trust you are aware when you're in the fire, there's somebody else with me. Die vuur sal my nie skroei nie, en ek sal nie eers daarna ryk nie. There is not a problem, there is not a sickness, there is not a disease, there is not a crisis that can get you down. You go up, more up after everyone, and you show more scars of victory of all these things that have come over you. Hallo. So die merke wat gemaak was nie om jou te verbrand nie. Jy is die hemelse trofee. You are heaven's trophy of grace. A firebrand that glows with the glory of God. There's a fire inside of your innermost being. There's a spirit of God. Daar's 'n vuurvlam wat nie uitgeblus kan word. Die Ignis array. Die vlam op die altaar wat nooit uitgeblus kan word nie. Hier's 'n heilige vlam in jou en my. En hierdie vlam is besig om te groter en groter te begin brand, sodat sy naam groot gemaak kan word. So, in our transition this morning, Paul doesn't end with justification. Listen to this. He doesn't not only end with justification, he seals it with a love that no accusation, no affliction, no adversity can ever separate you from. He sets a love in you. Niemand kan jou skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Kop dit, kry dit, sit dit in jou hart, leef daarin. Nothing can pull me away and I am not afraid of the end. I know the end. Jy hoef nie vir my bang te maak met Openbaring nie. Of kom die Here of kom hy nie. Die vlam wat in my brand is dan deel van hom. So sal ek dan weet wanneer hy kom en wanneer hy nie kom. Hy moet my gee wanneer hy kom of nie. I know I'm always ready 24/7. I'm in his presence waiting upon him. He said it. I don't need some revelation. I have the revelation. Hy is die openbaring. Ek het nie een of ander einde nodig nie. Hy is die einde. Hy is die begin. En hy's die einde. If he's the Alpha, then he's the Omega. Then he's the beginning and he's the end. He's the beginning of my life and he's the end of my life. So what's the problem? Are you trying to find the end? Then you don't have the beginning. Because if you had the beginning, you would know the end. Paul writes it. Revelation writes it. Hy sê dit. Hy sê dit vir die kerk. Hy sê dit alles. En in elk geval, as jy onseker is oor Jerusalem, lees weer Sagaria. Sê hy nie daarso nie, ek het klaar Jerusalem uitgekies. Nou, wat is jou probleem? Wat wil jy uitgekies word? Sien, die woord van die Here is baie duidelik in van die Here. En wanneer die salwing van God in jou is, dan word jy so deurweek met die vlam van die Heilige Gees. Al wat jy doen, jy steek net aan die brand. That's your purpose. Light the fire. Wee, as daar kers is wat dood is, steek hom aan die brand. Dis jou en my werk. Hou op om te soek waar jou vlam brand.
Brand hy of brand hy nie? Het ek olie of het ek nie olie nie? Wil jy nou soos daai maagde wees vir jou, gaan olie koop of nie koop nie? Ek dog jy is altyd geolie. Hallo? Nothing shall separate us from the love of Christ, Romans 8:35-39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Is jy bang vir? Is jy nou ranties waar vir al die goed wat daar geskryf, is jy bang dat jy nou daar, jene, moet net nie daarin val nie, want verskriklik is dit as jy, wel, as jy daar wil val daarin. Die woord sê, al gaan ek deur die vuur, ek sal nie eens na die vlam ruik nie. So wat is jou bekommernis om tot jy na vlamme ruik? Dan het jy nie 'n verhouding nie, kind van die Here. No tribulation. Are you afraid of distress? Neerslagtigheid, wat nou? Persecution, dat hulle jou vervolg. Deur die vervolging word jy sterker. Het jy nie gehoor nie, hy sê dat die wat saam met my lei, sal saam met my heers. Jy gedink as ek en jy en Christus is, dat ons gaan nie swaar kry hier nie, dan is ons die elendigste van alles. Paulus sê, hy's meer met 'n kats geslaan as Christus. Is jy al meer geslaan en getrap as Christus? Paul says, I've been beaten more with a whip. Look at my back. Hy was nie 'n aangename ou om te sien nie, hy het maar baie skaars gedra. Hy sê, but for the cross. Oh, that changes perspective. Paul is saying, the case is closed. The verdict is sealed. The love is unbreakable. You cannot break the love of God in my heart. What He has given to you and me is unbreakable. You can't cut it. You can't do anything. So listen. If you are accused, it's only temporary. But your advocate's intercession is eternal. Your mistakes are momentary. Jy word goed herinner van jou foute. But your identity is permanent. You cannot remove my identity. I have the DNA in me. I have an inner compass in me. I have the Spirit of God. You have it right in you. You have the words of the Almighty. I've chosen you. You are mine. You are set free. You're not under condemnation. Het die Romeine 8 gelees, daar is dan nou geen veroordeling nie. Het die Romeine 7 gelees, doen jouself 'n guns, gaan lees Romeine 7 oor die huwelik, waarvan Paulus praat. Dan gaan lees jy die laaste stuk en dan sê Paulus vir jou, ag hierdie elendige mens, wie sal my verlos van? Verwysend na jou vleis en al hierdie aanklagte wat ons so mee sukkel. Wie sal my verlos van hierdie elendige mens? En dan lees jy net die volgende vers wat daar by Romeine 8 begin en sê, danksy God, die laaste vers van hoofstuk 7, lees dit is vrymaking. Danksy God, deur Christus Jesus is ek verlos en vrygemaak. So hy sê ek is uit hierdie ou huwelik van donkerte uit en ek is oorgebring in die koninkryk van lig. Ek is nie meer onder die vlees nie. Ek is onder die gees van God wat my dryf. En dan sê hy, daar's nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. There's now no condemnation. You feel condemned, find out if you're in Christ. Maybe you've lost your joy. Maybe you've lost your salvation along the road. I don't know what the devil is telling you, or your mind is telling you, or your sin is telling you. One thing I know, I'm redeemed. We sing that song, I'm redeemed, by love divine. Glory, glory, ons moet weer daai ou Pinksterkoortjies terugbring, dat ons kan sin maak. Baie van hierdie nuwe goed verstaan ons nie. Ons het hulle gesing, Christ is mine, unto Him I'm now resigned. I am redeemed, Ons sing hom, hoekom? Ons loop waar in die dorp, I'm redeemed, I'm redeemed. We must sing it more and more, because God has come to us. Listen. Listen to this. I want you to step out of the courtroom. I want you to step out of the courtroom. I want you to go into a prophetic act now.
Some of you sitting here have been standing too long in the courtroom of accusation. Julle het te lank daar in die hof gestaan en sê ek ken die hof. Ek ken die hof. Ja, ek ken ook die hof. Ons almal ken die hof. Was jy al in 'n hof? Ja, jy was al in 'n hof. Jy staan die regter het lankal vir jou gesê jy's vry, maar jy staan nog daar omdat jy glo jy's skuldig. Hoe sinneloos kan dit wees, kind van die Here? Die hof het al verdaag. Jy staan daar in die skuldige bank, wag nog steeds vir jou. Dis waar baie mense hulle self kry. En daar staan die vyand aan buitekant en hy sê, jy het nog nie eens agterkom met die hofsaak is afgehandel nie. Bad luck vir jou. You're standing in the court rehearsing your failures. Here, hoe swak is ek. Here, die Heilige Gees moes my help, maar Here, ek kan dit nie maak nie. Probeer om jou te regverdig hoe opreg jy is. Here, julle weet nie hoe ek is nie. Ek is daarom beter as wat julle sien. Ek is daarom nou nie so skuldig nie. En jy herhaal jou skande. You replay your shame constantly. I'm shamed. I'm shamed. Oh, I'm shamed. I'm shamed. Sorry, Lord. I'm shamed. Are you free? Oh no, I'm shamed. But today, I've come to tell you that the Lord told me I must come tell this ministry the case is dismissed. The case against this house is dismissed long ago. Stop breeding on it. Stop talking about it. That includes me down to this line. If we are going to experience the fire of the Holy Ghost, we must stand in the court of grace through the mercy of God and get rid of all the things that we are constantly reminded of. How can I move forward if I cannot absorb what God has done? The blood has settled it, the cross has spoken, the verdict is grace. So listen, I want you to raise up your hands this morning and declare with me, I am no longer the accused. I am the anointed. I am firebrand, plucked from the fire. I am justified. I'm chosen. I'm loved. And I'm sent. No weapon formed against me shall prosper. No charge shall stand against me. No voice of accusation shall override the voice of love. For whom the Lord has chosen, He has also covered. Whom He has plucked, He has purified. And whom He has justified, He has glorified. I want you to take your coin and flip it to heads. Hy sê dit in sy woord. Hy sê jy was die stert, maar ek het jou die kop kom maak. I want you, you're not the tail, you were the tail. You are the head. He flipped the coin. He flipped the coin. He said, the filthy garments are replaced by my own robe of righteousness. You could not wear that robe. It was a supernatural robe that was created. Your shame has been replaced with sonship, and the accuser was silenced by the voice of your advocate, Jesus Christ. And now heaven calls your name firebrand, chosen, and love. Brandhout, dis jou naam. Jou naam is brandhout. Gekies en geliefd. Dra jy die merke van die vlamme? Ja. Maar daar het 'n nuwe vlam gekom. En daai vlam is die vlam van die Heilige Gees. And because heaven calls you this, if God is for you. Ek sê, if God is for you, who can be against you? Paul makes the statement. Who shall lay any charge against you? Tell me. Who?
and nothing. Het jy gelees daar staan, geen dood. Selfs, wat se dood wil jy van praat? Wat se dood? Mense sê altyd, maar hierdie ou as hy so doodgaan, en daai ou as hy so doodgaan, dan is dit verskriklik hoe hy doodgaan. Geen dood nie. Is jy bang vir die eerste dood? Moenie worry nie, daar's geen een van hulle wat jou kan skei nie. Is dit 'n ongeluk? Is dit kanker? Is dit siekte? Is dit elende? Is dit oorlog? Is dit dat jy onthoof word? As jy dit, is jy bang vir dit? Geen dood. Is jy bang vir die tweede dood? Moenie worry nie, jy sal nie al wees nie. So wat is jy nou bang vir die tweede dood? Want dan moet jy die Bybel lees en sê dat in Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. Hy het my uitverkies. En is hy die eersteling uit die dood uit? Ja. Is jy in die eersteling of is jy in 'n tweede of 'n derdeling? Hallo? Die eersteling. Hy die eersteling oes. Dan is ek deel van die eersteling oes. Moenie worry nie. Hy kom self, wanneer hy kom hy sy oes haal. En of jy nou opgaan of bly of wat, moenie worry nie. Moenie dit probeer uitwerk nie. Los dit vir die Here. The revelation is that Christ has come and grace has won the war. He has flipped your coin. He has flipped your coin. And when he caught it, he turned it from tails to heads. There it is, heads. En gaan flip jou coin 'n paar keer as jy nog nie verstaan wat die woord vanmôre vir jou sê nie. Maar hy het hom geflip. He only sees heads, no tails. Hy sien net wat hy jou gemaak het. Maar God sy woord diep in jou hart laat insak en dat jy nooit vergeet nie. He flipped the coin, removed the accuser and set you free with a song in your heart. Laasweek het ek vir gesê, of ek dink het by die kortste gesê, die waardering wat jy het om asem te haal. Hallo? As jy en jy besef maar, ek adem eintlik sy lewe in my. Hierdie wonderlike belewenis wat jy het, om elke dag te kan leef, en wanneer jy vanmôre gaan sit en verder gaan, hy sê, wanneer jy aan die tafel is, wat doen jy? Jy's dankbaar. Wanneer jy in jou motor ry, jy's dankbaar. Wanneer jy brandstof ingooi, is jy dankbaar. Wanneer jy loop, is jy dankbaar. Wanneer jy hier is jy dankbaar. Hallo? Ek is dankbaar. Is julle dankbaar? Ek wag 28 jaar. 28 jaar bid ek en Madeleine. Versekere goed. Soos julle bid. En Madeleine praat van die wagkamer van die Here. Partykeer is ons op 'n wag, ons wag. En dan bid ons. Sê ons Here, wanneer gaan U dit doen? JJ, kom staan hier langs my asseblief. Wanneer, Here? Want kyk, as jy in die bediening is dit mos nou anderste. Sal ek nog op die lig daar? Okay. As jy in die bediening is dit anderste. Want jy bid vir jou kinders en bid vir klein, maar ek is nou nie so dat mense sê ek druk die woord in hulle af. Man, die Gees druk dit in jou af. Nie ek nie, ek praat net en ek kyk jou net. Nee. So, ek kan sien waar werk die Here, maar partykeer sien ek die gronds nog nie lekker nie, dan maak jy nog, jy's nog, doen net wat jy wil. Dis okay, gaan aan met jou storie. Die Heilige Gees gaan jou kry. So, nou, geef hom die mikrofoon, Madeleine. So 28 jaar, want langer as dit, voor hy gebore is, toe bid ons al vir hom. Wie bid vir hulle kleinkinders? Hallo, wie bid vir hulle kleinkinders? Kom nou. Okay, jy het nog nie agterkleinkinders nie, wie bid vir hulle agterkleinkinders? Lyk my, julle gaan nie hê nie. Nou, wat is jou probleem daai? Ons bid vir ons kinders, ons bid vir ons kleinkinders. Dan bid ons vir ons agterkleinkinders en ons bid vir almal van hulle, as dit seuns is, die vrouens wat hulle moet kry. Ons bid ook vir die meisiekinders, die mans wat, want hulle trou in die salwing in, hulle moet gesalf wees, hulle moet geolie word. As hy nie geolie is, dan gaan hy geolie word daarvoor, en die keis.
So nou staan ek hier so rond en ons gaan net aan. Ek het nog nooit vir hierdie seun gesê, nee, dis nou die tyd. Ek het al baie met gepraat en gesê, hoor jy met 'n plan maak, papi. Jy met 'n plan maak. En so gaan hy nou maar aan met sy dinge en gaan hy maar almal van hulle was nie een nog daar so. Hulle het ondervindings gehad, soos baie van ons, maar nou gaan hulle maar net aan. Nou los ek hom. Sê ek nee, is alright, gaan maar aan. So nou kom hy nou die week nou na my toe. Hallo, hoe gaan dit? Nee, alright, oupaatjie, ouma, dit's lekker eet hier, so ouma bederf en al hierdie goed. Maar nou maak ek mos nou nie so, ek maak nou nie so, dat ek net hoor, waar is jy nou in die Here nie, en dit. Ek kan hoor waar hy is, maar ek praat nou nie oor, ons praat dit weg. Want dis hoe jy dit doen, jy praat, as mense met jou praat en sê, weet jy wat, ek voel skuldig, of ek voel dit, en sê jy, waaroor? Nee, moenie worry nie, man, kom ons praat, ons eet, of ons doen iets, ons gaan soontoe, dan praat jy dit weg. So praat ek dit weg. Maar nou bly vir my sê hy brand, toe sê ek, okay, waarvan brand hy? Was in die son, waarvan brand hy? Want ons bid nou net, hy sê, oupa, ek brand, ek sê, waar brand jy? Nee, ek brand binnekant, ek sê, well, okay, het seker maar iets warms geëet, of iets, weet, carry. Nou sê hy, nee, hy het gebrand. Toe op 'n stadium sê my, nou sit ons hier, nou ek wil gaan slaap, minding my own business. Ek wil nou net gaan slaap. Nou sê hy hier in, daar uit in die woonstel, hy loop die hele woonstel, want ek weet nie wat die man aangaan met hom, hy bly vir ouma sê, hy brand, ek kan nou nie meer nie, ek brand, nou wil ons nog bid ook, want ons moet nou nog gaan bid, en good night sê vir mekaar, en as ons nou bid, dan vat ons nou is die vuur eers daarso, want jou plek is mos nou vol van die vuur van die Here, dis mos jou huis, nee, soos jy en die Heilige Gees bly mos daar, so jy kom ons nou nie aanhouens hierso in met snaakse goed, nie, as hulle inkom, dan brand hulle, ek hoop is so by jou. Ja, moet so wees. So nou kom hy en nou brand hy. Wat het jy toe gebrand? Binne in my het ek net gebrand en so ek kon dit kan dit niemand. Jy moet in die mikrofoon praat. Maar hulle van jou optel. Almal my hoor. Hy's in elk geval af, JJ. Kan almal my nou hoor? Ja. Daar sê. Okay, so dis 'n gevoel wat ek regtig nie kan beskryf vir enigiemand nie, soos want my oupa het self gesê ek het op en af gepuis, die kant toe, daai kant toe, die kant toe, daai kant toe. En die hele tyd net gehoor dat jy kan nie meer hardloop nie. Jou tyd is verby. Stop running. Dis nou die tyd. Toe kom ek na my oupa toe en ek sê van, hoorie, oupa, ek moet gedoop word. Sal oupa my môreoggend asseblief doop? En ek draai so om en ek is weer op en af en ek sê van, nou ek sê nie vir hom kom dat ons nou ek gaan weet nou oupa niks wat? sê. Ek weet ek het klaar gestort en ek het gevra vir môreoggend, maar ek kan net sowel my pyjamas net weer aantrek. So, daar's geen beter tyd as nou nie. So ek was Dinsdag aand gedoop en ek het die ou afgelê en opgestaan as die nuwe. So en ek gee die Here al die eer daarvoor. Hy is net goed vir my. So ja, ek gee vir hom al die lof en eer daarvoor. Ja, en hy sê vir my as hy uit die water uitkom, hy water maak hom skoon, nê. Hy sê vir my, hy kom uit die water uit, hy sê, hoekom voel hy nou soos 'n nuwe sixpence? Because God flipped the coin. From tails to heads. En JJ, oupa so bly, dit was lank gewees hier, ek en nou man, ons het geroer in die gees, maar die Here laat ou nie los nie, en ons seën jou, en ons weet dat dit vorentoe net al beter en beter en beter gaan, en ons sê, loof die Here. Dankie JJ, jou kinders sal almal inkom, moenie worry nie. Bid hulle in. Jy bid hulle vuur warm. Die ou mense het gesê jy bid hulle so dat hulle voete voel hulle hang so in die vuur. Dan brand daai vuur hier onderkant. Hy sê ek brand nou nie meer by my voete nie. Ek brand nou al die binnekant. Hulle hardloop rond, jong, jy moet hulle watch, hulle hardloop net rond tot hulle sê, "Ouma, oupa, jy moet dit nou doen." Nou kyk ek vir daai see so, dis koud. Sê nee, ons vat hom maar bad toe man. Ons sien jou tyd nie. Tap hy bad vol water is, slaan die bad, binne in die water is jy, kom uit jy, nuwe sixpence, ek so bly wat die Here doen, ek en Madeleine is so verheug. That's how God works. Baie dankie, was lekker saam met julle op die lig ook, en die Here is goed. God's besig om in ons te werk, bonatuurlik. Jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders sal sekerlik voor die troon staan. En as jy nou dink die Here moet nou kom, en baie van hulle is nog nie in nie, wel, dan moet jy bietjie meer bid, seker, en sê, Here, wag net so bietjie. Of jy moet my kinders vinnig red. Okay? En dan moet hulle ook nou nie die ondervinding hê wat jy gehad het nie. Jy sê, nee, dit lyk nie of hy nou
regtig vervuld is nie. Los dit vir die Here. Hallo, amen. What has God done in your life? He's flipped the coin. It's not going to be the same. The Holy Spirit told me to come and tell you, your life is not the same. God has flipped the coin. The accusations against your life and the things that you have experienced where the enemy has tried to pull you down through years and telling you you're not going to make it. He's a liar. He does not exist in the court of grace. There is no accuser in the court of grace. Now it's time. Even in the court of inheritance, if you come into the courts of inheritance, there's no accuser in the court of inheritance. In the courts of inheritance, you must appropriate what the judge says, what you have inherited through Christ Jesus. Once you do that, you're a free person. Let's rise up. There's no longer I'm no longer a slave of fear. I am a child of God.